Ok, ons is by lesing nommer 27, die gees van die anti-kris. Nou ons het die laaste 2 weke het ons bietjie gesels oor die vyande waarteen ons te staan kom. En dit is iets wat elke goeie weermag weet wat is die vermoë van sy vyand, wat is die wapentuig van sy vyand, wat is sy vyand se strategie, en hy het dit nodig om dit te weet, sodat hy homself daarteen kan weerbaar maak, en sodat hy kan weet waarteen hy te staan kom. So ons het nou al 'n paar lesings deurgewerk, vanaand is die 3de een, en volgende week sluit ons af met die 4de een, die oorwinning van die kerk. Die wonderlike is, as ons die einde van die boek lees, die einde van die Bybel, sien ons aan die einde is ons die oorwinnaars. So, God het dit klaar bepaal, God het dit klaar vooruit gesien, maar daar's nog 'n stryd wat voor lê voordat ons daarby kom. Maar kom ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor die gees van die anti-kris. Nou, hierdie is dalk iets wat 'n mens nie aldag iets van hoor nie, en nie aldag die detail van weet nie, maar net om so 'n bietjie inleiding te gee, kom ons gaan kyk na dit wat ons die vorige weke oor gesels het. Ons het begin deur te sê, daar's 2 geestelike koninkryke. Daar's die koninkryk van God, en daar's die koninkryk van Satan. En dis die enigste 2 dominerende koninkryke in die heelal. Daar's al baie lande hier op aarde, daar's baie regerings, daar's baie konings en hoofde en al hierdie dinge, presidente, maar uiteindelik val die hele mensdom net onder een van 2 koninkryke, of die koninkryk van God, of die koninkryk van Satan. En onder die koninkryk van Satan is ingesluit elke ander afgod buiten Jesus Christus. So maak die saak watter godsdiens, of watter dinge mens doen nie, of wat jy mee besig hou nie, dit is een van die 2 koninkryke bestaan jy in. En dan het ons gesien, dat die universele godsdiens van die gevalle mensdom is heksery of toordery, soos wat ons laasweek oor gesels het, en ons het gesien, toordery het verskillende fasette. Dit gaan nie net oor 'n bonatuurlike faset waar mense towerspreek uitspreek, of iemand vervloek, of wat ook al nie. Towery is selfs eenvoudige goeie soos manipulasie en intimidasie, en dominasie. Ons het gesien, dis die 3 vleeslike vorms van toordery. So dis 'n baie algemene en 'n baie groot ding in ons lewens. Dan het ons gesien dat dit kom as gevolg van rebellie. Rebellie is die oorspronklike sonde. Dit is waar alles begin verkeerd loop. Dis die oomblik wat ek besluit, ek gaan nie gehoorsaam wees nie, ek rebelleer. Teen wat God sê, teen wat reg is, teen elke goeie ding. En dan het ons gesien laasweek toordery in die kerk. Mens kan nie dink daar is toordery in die kerk nie, maar dit is die plek waar die Satan graagste sy strategie wil uitoefen, en sy vingers wil inkry. En die onderwerpe daar was, die werk van die kruis word verduister. Die oomblik wat 'n mens hoor dat die kruis van Jesus Christus word eenkant geskuif, dis nie meer sentraal in die evangelie nie, dis nie meer die bron van alle hoop en van alle krag en van alle Christelike bakens nie, dan moet ons weet, daar's 'n fout. Vleeslikheid is 'n toordery van die duiwel. Hy wil jou afkry daarvan om op God staat te maak, en jou laat staat maak op mense of jou eie vermoëns. Terwyl die Bybel baie duidelik is daaroor dat ons nie moet staat maak op ons eie insig nie, maar die Here ken en al ons weet. En dan die laaste vorm van toordery in die kerk is wettisisme. Om jou te bring onder reëls, onder wet, onder genade. En daar het ons gesien, Paulus skryf aan die Galasiërs, en hy sê vir die Galasiërs, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? En so dit is wat dit betref in die kerk. Nou vanaand gaan ons gesels oor die anti-kris. Ek weet nie, hier seker niemand hier wat nie geweet het daar is 'n anti-kris. Maar ons gaan vanaand bietjie net kyk na die verskillende
elemente en die verskillende fasette van anti-kris. Want wanneer 'n mens praat van die anti-kris, dan weet die meeste mense van een persoon. Terwyl die Bybel eintlik dit baie wyeer as dit vat. Kom ons gaan lees bietjie 1 Johannes 2 vers 18. Hy sê, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die anti-kris kom. So hy praat eerstens van die anti-kris. Nou die anti-kris is 'n sekere persoon. En hierdie anti-kris is 'n mens. So dit ook net baie duidelik stel. Daar is al baie goeders deur die geskiedenis wat mense geraai het en gedink het en gewat het. Toe ek in die hoërskool was, toe was daar 'n boek wat ek gelees het waar hulle gesê het die rekenaar is die anti-kris. En dit wat vir my daai tyd sin gemaak, maar ja, nou het ons gelukkig meer kennis intussen opgedoen. Die anti-kris kom. Bestaan daar nou ook baie anti-kriste? So dis interessant, dis die tweede ding wat daar is. Daar is nie net een enkele persoon wat die anti-kris is nie, daar is ook baie anti-kriste. Die Bybel praat ook van vyande van die kruis van Jesus Christus. Dis mense wat teen Jesus staan, teen Christus staan, teen sy werk staan. En hy sê, omdat hulle daar is, weet ons nou dat dit ook die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan. Dis 'n baie belangrike ding om te besef, dat die anti-kris en die anti-kriste en die gees van die anti-kris kom uit die kerk uit. Dis nie 'n wêreldse ding wat buitekant ontstaan nie. Hy ontstaan binne in die kerk en hy gaan vanuit die kerk uit na buitentoe. So ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het, maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. Dis eintlik baie ontnigterende stellings hierdie wat Johannes hier maak, om te besef dat as mense wat in die kerk is, wat op 'n stadium gaan geopenbaar word dat hy eintlik teen Jesus Christus is en teen sy werk is. Hy sê, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Daar identifiseer hy die hoofredenasie van die anti-kris. Dit is die anti-kris wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. So onthou dat daar is gelowe daar buite, wat sal sê, ons glo in God die Vader, maar ons glo nie in Jesus nie. Ons gaan nou sien wie is hulle ook. En dan gaan kyk ons na 1 Johannes 4, vers 2 tot 3. Hy sê, hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. So, hierdie is 'n toets wat Johannes basies hier gee. En sê, so kan jy toets, dat dit wat jy hoor, dit wat gepreek word, of gesê word, of, hy sê, elkeen wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Want jy sien, daar is baie wat dit nie bely nie. Gaan lees maar gerus die rapport, gaan lees wat sê die hoë teoloog van Suid-Afrika, dan sê jy sien daar dat hulle glo nie dat Jesus Christus uit 'n maagd gebore is nie. En dit sê vir jou dat watter gees werk in hulle? Die gees van die anti-kris. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God uit nie, en dit is die gees van die anti-kris. Waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Nou wanneer is hierdie gedeelte geskryf? 80, 90 na Christus, duisende jare terug. En die woord van die Here sê, hy was toe al in die wêreld, maar sy volle manifestasie sal kom in die eindtyd, wanneer die afsluiting van alle dinge en die laaste tonele van Openbaring gaan uitspeel hier op aarde. So kom ons gaan kyk eers bietjie, wat beteken anti-kris? Dis 'n samestelling van 2 woorde. Nou, Chris is die afleiding van die Griekse woord wat Christos is, wat beteken Messias of gesalfde. Christos is Grieks en Messias is Hebreëus. En hulle beteken een en dieselfde ding. So Christus beteken
Messias, Jesus die Messias. Sien, die hele Ou Testament het voorspel dat daar sal 'n Messias kom. En die dag toe Jesus in die strate van Jerusalem loop en die mense gooi palmtakke in die pad, toe hy op die donkie inry en die kinders sing Hosanna aan die seun van Dawid, toe herken hulle hom nie. En wat 'n jammerte, maar God het 'n plan met dit alles. Maar die Christ van Antichrist beteken Christus. En dan anti beteken teen. So dis 'n samestelling van anti en Christus, wat beteken om teen Christus te staan, teen die Messias, en hy wil een van twee dinge doen. Hy wil die ware Messias vervang of verplaas. So hy stel homself in die plek van die Messias. Of, punt B soos ek ook gesê het, in die plek van die Messias. So of hy wil die Messias verplaas, om hy die pad uitkry, sodat hy sy plek inneem, en hy word die vervanging van die ware Messias. Dit is wat Antichrist beteken in die wortelvorm van die woord. So deur die skrif wat ons nou gelees het, sien ons daar is 3 vorme van Antichrist. Die eerste een is baie Antichriste. Hierdie baie Antichriste is mense. Daar is hulle wat staan teen Christus, teen God se woord, teen die waarheid daarvan. En dan die tweede vorm van Antichrist is die Antichrist, die persoon. Een laaste opperheerser. Nou, hierdie persoon is nog nie geopenbaar nie. Ons weet nie wie hy sal wees nie. Ons weet nie waar hy sal vandaan kom nie. As baie bespiegelinge. As baie mense wat kyk na die wêreld, hoe kan ek sê, die ouens wat in die wêreld op die tonele is van die koerante en wat leierskap in die wêreld uitoefen, en dan baie keer kyk hulle na hierdie ouens agtergrond en sien of hulle nie dalk karaktertrekke kan sien van wat die woord sê nie, maar op hierdie stadium is daar nog nie iemand geopenbaar nie. Alhoewel iemand het dit al so mooi gesê, sy skaduwee val al op die verhoog van die wêreldtonele wat in die eindtyd gaan afspeel. So, hy kan te enige tyd, hy kan nou al in 'n posisie wees, hy kan 'n leier van 'n land wees, hy kan 'n leier van 'n godsdienstige organisasie wees, hy kan op enige manier tevoorskyn kom, en ons gaan hom nie nou al herken nie, maar die woord sal ons leer hoe om hom te herken. En dan die derde vorm is die gees van Antichrist. Nou ons het gesien in die laaste 2 weke dat hierdie vleeslike wêreld word beheer uit die geesteswêreld uit. Dit wat hier is, en wat ons sien, en hoe die mense met mekaar funksioneer, en wat gesê word, en wat gedoen word, en hoe die wêreld gebeure uitspeel, is 'n direkte resultaat van wat in die geesteswêreld gebeur. Die oorlog wat besig is om daar te woed, die stryd wat besig is om daar te woed, die gebede wat ek en jy bid hier op aarde, het geweldige invloed in die geesteswêreld. En al hierdie dinge word gewerk deur gees. Die gees wat in ons is, beheer die omgewing waar ons is. Die gees wat in die mense is, wat antichriste is, het 'n invloed in die plekke waar hulle is. En so is daar 'n konflik heeltyd tussen geesteswêreld en dit speel uit in die fisiese wêreld. So die gees van die antichrist is teenwoordig in hierdie wêreld en werksaam op hierdie oomblik, en daar is mense wat onder sy invloed is. En ons gaan 'n bietjie na 'n paar voorbeelde kyk. Punt D, tekens van die gees van die antichrist. Nou daar's 4 hoofkenmerke. En wanneer ons hierdie kenmerke sien, kan ons weet hier is die gees van die antichrist werksaam. Of dit nou in 'n mens is, of in 'n politieke bestel, of in 'n kultuur, die gees van die antichrist word uitgeken deur hierdie 4 kenmerke. Die eerste een sien ons in 1 Johannes 2 vers 19. Hulle het van ons uitgegaan. So dis die eerste belangrike punt. Die antichrist kry sy oorsprong in die kerk. Hy het uit die kerk uitgekom. Jy sien, jy kan nie teen Christus wees
as jy Christus nog nooit ontmoet het nie. So dit is hoekom dit nie 'n sondaar is wat uit die wêreld uitkom, wat op die toneel verskyn en hy is teen Christus nie. Hy kom in ontmoeting met Jesus Christus en hy staan hom teë. So, hulle het van ons uitgekom. Hy begin in 'n assosiasie met God se volk. So hierdie persoon gaan uit die kerk uitkom, of uit Israel, of uit een of ander godsdienstige agtergrond, maar hy begin in 'n assosiasie met God se volk. Die tweede punt is, hy ontken dat Jesus die Messias is. Daar's baie mense, baie opinies wat Jesus erken as 'n, hoe kan ek sê, 'n historiese figuur. Hulle praat partykeer so van iemand wat geleef het. Hulle weet hy was daar's geskrifte, daar's geskiedenisgeskrifte, maar hulle koppel nie 'n waarde aan hom wat ons aan hom koppel nie. Ons weet hy is die Messias, hy is die lig van die wêreld, hy is die voorspraak van ons by die Vader, hy is een wat ons vir ons sondes gesterf het, maar as ander mense wat hom net sien as 'n doodgewone mens, so hulle ontken sy rol, hulle ontken sy Bybelse identiteit. 1 Johannes 2 vers 22, wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. So hy ontken dat Jesus die Messias is wat sou kom. Hy verwag 'n ander Messias. En dan die derde ene, hy ontken die verhouding van Vader en Seun in die Godheid. Nou hierdie is 'n baie interessante ding. Ons gaan nou sien as ons gaan kyk na van die wêreldgelowe, wat hulle redenasies en goede daar rondom is. Maar as by baie mense die redenasie wat sê, hoe kan God 'n seun hê? Hoe kan God 'n seun hê? Waar is sy moeder? Waar is sy... Hoe werk dit? En die woord sê die oomblik wat daar 'n verhoudingsprobleem is, as iemand nie erken dat Jesus die seun van God is nie, dan is hy deel van die antichrist. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Die Vader en die Seun verhouding. En dan die vierde punt, hy ontken dat die Messias in die vlees gekom het. Elke gees wat die bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Julle weet van die nuwe vertalings van die Bybel het hulle verander om te sê dat die profeet Jesaja sy uitspraak sê nie meer en die maagd sal swanger word nie. Daar staan nou in van die nuwe vertalings en die jong vrou sal swanger word. Want die Bybelvertaler sê, dis onmoontlik dat 'n maagd kan swanger word. So hulle vertaal dit anderster, want dit maak nie vir hulle sin nie. En wat gebeur? Met dit openbaar hulle dat hulle antichriste is. Want dit gaan juis daaroor dat Jesus is uit 'n maagd gebore. Sy was deur geen man bekend gewees nie. En dit is die primêre ding waarop die antichrist werk, wat hy teen Jesus wil bring. So, dis die vierde punt. Daai 4 punte identifiseer vir ons die tekens van die gees van die antichrist. Waar jy een of meer van hulle sien, kan jy weet die gees van die antichrist is werksaam daarin. So kom ons gaan kyk bietjie na punt E. Die eerste groot antichrist geloof wat daar in die wêreld is Judaïsme. Nou vir die van julle wat nie weet wat is Judaïsme nie, Judaïsme is die geloof van die Jode. Onthou die Jode het Jesus nooit aanvaar as die Messias nie. Daar is vandag baie wat tot bekering kom en baie wat die Here aanneem en baie wat hom as verlosser leer ken. Maar die normale groter meerderheid van die Jodendom wag nog vir 'n Messias. Hulle bid nog dag vir dag dat daar moet 'n Messias kom wat hulle verlos van hulle ellendes en laat die skrifte in vervulling kan kom, terwyl
die skrif al lank al in Jesus in vervulling gekom het, maar Paulus skryf in die evangelies of in sy briewe en sê dat daar hang 'n bedekking voor hulle aangesig. Hulle kan hom nog nie sien nie, hulle kan hom nie herken nie. So wat is Judaïsme? Die eerste manifestasie van Antichrist het gebeur die dag toe die volk uitgeroep het, gee vir ons Barabbas en kruisig Jesus. Julle sal onthou in daai tonele net voor Jesus gekruisig is, het Pilatus gaan staan en hy het gesê, dis my gewoonte om gewoonlik vir julle eenmal 'n jaar 'n gevangene vry te laat. En dan ons aan die een kant het ons Jesus. Jesus het nooit niemand skade gedoen nie. Hy het nooit iemand enigiets aangedoen nie. Al wat hy gedoen het is net goed. En aan die ander kant het ons Barabbas. Nou die woord sê Barabbas was 'n slegte man. Hy was 'n skelm, hy was 'n opstoker, hy was 'n man vol boosheid. Hy het teen baie mense te nagekom, baie mense dalk verneek en baie mense meer goeders gedoen wat hy nie moes doen nie. Hy het baie skade gedoen en laat sê in die woord sê daar niks goed wat hy enigstens gedoen het nie. So dis die twee grootste teenoorgesteldes wat jy kan kry. En wat gebeur? Dieselfde volk wat 'n paar dae van tevore gesing het, Hosanna aan die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Toe Jesus in Jerusalem inkom, hierdie selfde skare staan daar en hulle sê, gee vir ons Barabbas, kruisig Jesus. Nou, vir enige logiese mens, jy hoef nie eers godsdienstig te wees, jy moet net logies kan dink. Hier's 'n krimineel, 'n skelm, 'n slegte ou, kansvatter, en hier's 'n sondelose mens wat net liefde en omgee en genesing en goedheid vir almal bring. Wat 'n een wil jy laat kruisig? En die feit dat die skare uitgeroep het, kruisig Jesus, wys vir jou, hulle was op daai oomblik onder die totale beheer van die gees van die Antichrist. Niks het logies sin gemaak nie. Dit was nie iets wat beredeneer kan word nie. En dis dieselfde ding wat die woord van die Here sê sal gebeur aan die einde van daai. Sê wanneer die Antichrist op die wêreldtoneel gaan kom, gaan die hele wêreld hom slaafs navolg. Hulle gaan hom volg, hulle gaan alles doen wat hy sê, hulle gaan hom aanbid vir die wonderlike leier wie hy gaan wees. Hoekom? Die goed wat hy gaan doen, gaan nie soveel sin maak nie, maar hulle gaan beheer word deur die gees van die Antichrist. Elkeen wat nie gebore is uit God nie, elkeen wat sy naam nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal deur daai verleiding en misleiding verlore gaan. So dit was die eerste manifestasie van Antichrist, was toe Barabbas vrygelaat is en Jesus gekruisig is. Nou, as jy gaan kyk wat Judaïsme glo, eerstens, as ons kyk na daai 4 tekens, Judaïsme kom uit godsdienst uit. Dit kom uit die Ou Testamentiese godsdienst uit. Kom uit die plek uit waar hulle God die Vader aanbid het en vir die Messias verwag het. Maar toe Jesus verbykom het hulle hom verwerp. En daar het hulle eie draai gemaak. Daar het hulle self verder gaan. So, hulle kwalifiseer by die eerste teken. Die tweede teken, hulle ontken dat Jesus die Messias is. Tot vandag toe ontken hulle hy is die Messias. Die tweede punt geld. Dan die derde punt, ontken die verhouding van Vader en Seun in die Godheid. En dit wat hulle glo is daar geen Seun nie. Hulle glo nie in die Seun van God nie. Hulle glo in God die Vader en hulle glo in die Gees van God. Want Genesis 1 sê die Gees van God het gesweef op die waters. Maar glo nie in die Seun nie. En dan die vierde punt, ontken dat die Messias in die vlees gekom het. Die woord van die Here sê, tot vandag toe versprei die Jode die storie onder mekaar, dat Jesus nooit opgestaan het uit die dood uit nie, en hulle glo tot vandag toe, dat Maria het maar by Josef swanger geword, of by wie ook al. Hulle glo nie dat hy in die vlees gekom het nie. So, dis wat Judaïsme glo. Dan punt B, baie valse Messias het sedertdien gekom. Nou, Jesus sê in Matteus 24, sê hy dat
wanneer hy praat oor die laaste gebeure, dan sê hy dat ek het in die naam van my Vader gekom, en hulle neem my nie aan nie. En hy sê, ander sal kom in hulle eie naam, maar hulle sal hulle aanneem. Nou as jy gaan kyk, die Joodse ensiklopedie sê dat van die tyd van Jesus af tot nou, was daar al meer as 40 Messiasse, wat verskyn het deur die geskiedenis. En hierdie 40, die meeste van hulle is net so aanvaar deur die Joodse volk. Hulle het hulle dadelik nagevolg. Nou ek wil net so 3 van hulle uitlig. Die bekendste ene se naam is Bar Kokhba. Ek weet nie of julle al van hom gehoor het. Die Bar Kokhba het geleef in 138 na Christus en hy het 'n groot opstand teen die Romeinse ryk het hy bewerk in Israel. En dis wat die Jode eintlik gesoek het. Hulle wou loskom van die Romeinse ryk, hulle wou onder hulle heerskappy uitkom en hulle het gereken dit is wat die Messias sal kom doen wanneer hy kom. En Jesus het nie gekom om dit te kom doen nie. Jesus het gekom om hulle onder hulle verdrukker, die Satan uit te haal, onder sy juk en las, en die las van sonde en siekte, om die mense om daarvan te bevry. Toe hy die eerste keer gekom het. Maar Bar Kokhba het in daai tyd gelewe, en na hom, in die 5de eeu na Christus, was daar 'n ou, sy naam was Moses van Kreta. Nou Moses van Kreta het vir Israel gesê, hulle moet van Kreta af uitswem in die see in, en dan sal hulle die Messias in die see ontmoet. En daar van hulle duisende verdrink. Hulle het daar uitgeswem in die see, en tot hulle dit nie meer kon maak nie, en daar het hulle verdrink. Mens kan nie glo dat mense aan sulke goeters gehoor gee, en dat hulle dit doen nie, maar dit is wel so. En dan in 1666 was daar Sabu Tatswi. Hy was ook 'n groot figuur in die Joodse ryk gewees. Hulle sê die hele Jodendom het hom gevolg soos een man. Hulle het almal agter hom aangeloop en almal het hom vereer as die Messias en hy het homself geproklameer as die Messias, maar op die einde van die dag het hy oud geword en gesterf soos enige normale mens. Sien, daar is net een wat nie onsterflik is, en dis Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood. Geen ander ene kon weer opstaan nie, hulle lê vandag nog in hulle grafkelders. So, baie het gekom, baie sal nog dalk kom, en dalk soos ons die dae sien verbyloop, in die eindtye, wat ons ingaan, sal ons dalk weer eens sien dat 'n ou opstaan en sê, ek is die Messias. Nou, Judaïsme se groot fokus is, hulle soek hulle tempel terug. Nou op hierdie stadium, op die plek waar die tempel van Salomo gestaan het in Jerusalem, staan die moskee, wat sy naam is the Dome of the Rock. As jy 'n foto van Jerusalem sien, dan sê jy sien daar so groot, ronde koepeldak, so goue een, en so 'n blou gebou, dis daai moskee. En dit is 'n groot geveg rondom daai plek, want hulle wil hê daai plek moet afgebreek word, sodat hulle hulle tempel kan herbou, en dis die grootste ideaal van die Joodse volk. En die persepsie wat by hulle bestaan is dat wanneer hulle Messias kom, sal hy vir hulle daai tempel herbou. So 10-1 kan die verwagting dalk wees dat die Antichrist gaan kom, hy gaan hulle tempel herbou en hulle gaan glo hy is die Messias. En dit is dalk die ding wat gaan uitspeel in die einde van tyd. Ons weet nie, ons kan dit nou maar nog sien, of dit so gaan werk. Maar hulle verwag dit en hulle soek hulle tempel terug, en Daniël praat daarvan, en Openbaring praat van die offers wat weer ingestel word, so die tempel gaan herbou word. En daar is gerugte, en daar's mense wat sê dat hulle het reeds die materiaal bymekaar, om die tempel te kan herbou in Jerusalem. Hulle wag net vir daai geleentheid om dit te mag doen, en terwyl die oorlog daar woed, sal ons dalk sien hoe gaan die ding uitspeel. So Judaïsme is 'n antichristiese geloof. Hy's teen Christus. Hy aanvaar God die Vader heel hartig. Hy aanvaar die Heilige Gees heel hartig, maar hy's teen Jesus Christus. Nou die volgende groot geloof is Islam. Nou Islam sal julle ken as die geloof wat die Indiërs het. En die groot man in hulle geloof
is Mohammed. Nou Mohammed is nie die seun van hulle God wat hulle noem Allah nie. Nou as jy gaan kyk na Islam, sal jy sien hulle Ou Testamentiese agtergrond is basies dieselfde as die Bybel. Hulle lees die Koran, ons lees die Bybel, maar daar's groot dele wat ooreenstem in die Ou Testament. Die hele geskiedenis tot op Abraham byvoorbeeld is presies dieselfde. Van daar volg hulle die lyn van Hagar en Ismael. Nou Ismael is die seun van Abraham wat hy gehad het by die slavin, by Hagar. En hulle is die nasate. Nou God het daar uitgespreek, die dag toe Abraham vir Ismael wegstuur en vir Hagar die woestyn in, toe sê God dat Ismael van sy swaard sal hy lewe. Nou een van die betekenisse van Islam is die geloof van die swaard. So God het dit gespreek en God het gesê ek sal van hulle ook 'n magtige nasie maak. En dis hoekom hulle ook 'n baie groot nasie en 'n baie groot volk is vandag. Maar Islam, die woord Islam beteken perfeksie of volledigheid. Nou waar dit vandaan kom is in die 7de eeu na Christus. Toe hierdie Mohammed, wat homself die profeet van Allah noem, het in 'n grot ingegaan en daar het, soos hy vertel, 'n aartsengel aan hom verskyn. En hierdie aartsengel het hierdie Islam geloof aan hom verduidelik en vir hom dit oorgedra en gesê, dit is die perfekte vervulling van die Ou en die Nuwe Testament. Onthou, hierdie is nadat Christendom klaar daar was. Dis 7 eeue na Jesus gekruisig is, na sy opstanding, na sy hemelvaart. So Islam is nie 'n oeroue geloof nie. Christendom is 7 eeue ouer. En die geloof of ons Bybel, die Ou Testament, nog baie duisende jaar ouer. Maar daar het Islam begin. En Mohammed het uit hierdie grot uitgekom en hy het gedink, omdat hy Jesus Christus verwerp, want dit is wat die aartsengel vir hom vertel het. Nou ons het ook so 'n rukkie terug van 'n aartsengel gepraat wat geval het op die aarde. Julle sal onthou Lucifer. So ek dink dis hy wat verskyn het in daai grot aan hom. Maar hierdie Mohammed se doel was, hy wou gehad het die Jode moet hom volg. En hy het gedink hulle sal hom volg. En toe het hulle hom ook verwerp. En toe het hy begin om teen hulle in opstand te kom. En dis waar hierdie geweldige Midde-Oosterse konflik begin het. Nou is baie interessant dat daar die 3 groot wêreldgelowe is eerstens Christendom, tweedens Judaïsme en derdens Islam. Dis die 3 gelowe wat die hele wêreld wat basies oorheers. En hulle al 3 het begin op dieselfde plek, daar in die Midde-Ooste. En die persepsie is dat wanneer die antichrist op die wêreldtoneel gaan kom. Kyk, die doel is wat die woord ook sê waar dit heen werk is dat die antichrist gaan te midde van chaos. Onthou die woord sê daar gaan geweldige groot verdrukking op die aarde losbreek. En ons weet nie presies hoe dit gaan begin nie. Dit lyk so asof dit gaan begin met 'n duisternis. Nou, ek wil nie vanaand baie daarop ingaan nie, want dis nie die lyn waarin ons nou gesels nie, maar het julle al vir een oomblik gedink as die son nie môreoggend opkom nie? En ook nie die dag daarna nie, en ook nie die dag daarna nie. Hoe lank gaan Eskom ons ligte aanhou? Hoe lank gaan ons voedsel hê, want geen plant gaan groei in duisternis nie. Geen mens kan funksioneer. Ons kan dalk vir 'n week of 2 nog sonder sonskyn gaan, maar onthou die aarde gaan dit tussen begin afkoel. Dit gaan totale wêreldchaos wees. Nou dit kan dalk die begin wees. Mens weet nie hoe dit gaan werk nie, maar die woord sê dat die hemelliggame gaan hulle lig wegvat. Die son sal word soos 'n harige sak, die maan sal word soos bloed. En al hierdie dinge is besig gaan deel wees van die inleiding van geweldige chaos op aarde. En wanneer hierdie chaos op 'n hoogtepunt kom, gaan hierdie antichrist op die toneel kom. En hy gaan sê, luister, nou gaan ek julle sê wat ons gaan doen. Ek gaan die oplossing hê. Ons gaan die hele wêreld onder een regering sit. Ons gaan die hele wêreld een godsdienst gee waarmee almal saamstem en dan gaan ons beheer hê oor ons eie lewens. En daar gaan rus en vrede en voorspoed wees. Dit gaan die woorde wees waarmee hy te voorskyn kom.
Maar in hierdie wêreldgodsdienst wat hulle wil saamstel, gaan hulle Judaïsme, Christendom en Islam wil saamstit. En van die kant van Islam af, en die kant van Judaïsme, is daar reeds goeie samewerking, om het so te stel. Die probleem is by die Christene, want hulle kan nie vir Jesus aanvaar nie. Jesus moet van die toneel af verskyn, dan sal hulle die Christene ook aanvaar. En jy sal sien, as jy so 'n bietjie opgrawe en kyk in hierdie goeders, en jy sien, daar is baie sulke tonele wat reeds afspeel. Daar is 'n byeenkoms gewees wat die paus gehou het nou 'n paar jaar terug, waarin hy die moslems verwelkom het, en die Jode verwelkom het, en almal verwelkom het. En gesê het, ja, eintlik, as jy gaan kyk wie Allah is, en wie die God van die Jode is, en wie die God van die Christene, dan is dit eintlik almal dieselfde God. Hy het net verskillende name, en iewers in die geskiedenis het die dinge, maar hulle verwerp vir Jesus. En die woord sê, as hulle nie Jesus herken nie, is dit die gees van die antichrist. So gaan 'n mens sien hoe hierdie dinge gaan begin uitspeel. En Islam, daar's 'n geloof nou wat sy naam is Chrislam. Ek weet nie of julle al van Chrislam gehoor het nie. Dis 'n samesmelting van Islam en Christendom, waar hulle by mekaar bring. En Islam werk geweldig hard. Die hoof van Gift of the Givers in Suid-Afrika, julle het al gehoor van Gift of the Givers. Ja. Weldadig, of wat noem hulle dit, organisasie wat is moslim. En hy het 'n klomp boere nou so beïndruk met die goed wat hulle gegee het, laat hulle sê hulle het 'n hele ander prentjie van Islam gesien, en wat vir hulle geweldig goed lyk. Maar dit lyk net vir jou goed tot jy weet, dat hulle staan teen Jesus Christus. Hulle is deel van die antichrist. En Islam is die hoogste vorm van antichristlikheid wat daar nou is op aarde. Die Jode is in my opinie 'n halwe versagtende omstandigheid, want hulle is onder hoe kan 'n mens sê, hulle is onder die bedekking wat voor hulle hang. Hulle verwag 'n Messias, hulle soek 'n Messias, hulle herken hom net nie. Maar Islam staan heeltemal teen Jesus Christus. So, hulle eis hulle die ware vervulling van die Ou en Nuwe Testament, verder verwerp hulle die versoendood van Jesus. Dit is baie interessant dat die Koran het ook vir Jesus in. Hulle glo in Jesus, dat hy wel daar was, en hulle glo dat hy 'n profeet was. Maar hulle glo nie dat hy die seun van God is. So, as jy met moslems praat, ek het nou nog nie met hulle so redenasie gehad nie, maar hulle sê, as jy met hulle redeneer, dan kan jy met hulle sê, Jesus is 'n profeet, ja, hulle sal heeltemal gelukkig wees daarmee. Jesus is 'n wonderwerker, Jesus het baie dinge gedoen, alles kan jy sê, maar jy moet nie sê Jesus is die seun van God. Dit verdra hulle nie. Dan raak hulle dadelik ongelukkig. Dan die verdere ding is Islam glo ook dat Jesus het aan die kruis gehang, maar hulle glo nie dat hy gesterf het nie. Volgens die Koran, volgens Mohammed, het 'n engel gekom en het Jesus geestelik weggeneem voordat hy gesterf het. En dit is een van die kardinale belangrike punte van Christendom, want die woord sê, omdat hy vir ons gesterf het, daarom is die prys vir ons sondes betaal. So in Islam is daar geen prys vir geen sonde betaal nie. Hulle glo die Jesus het gesterf vir ons sondes. So hulle glo nie die versoendood van Jesus nie. Hulle glo nie Jesus is die seun van God nie. Wat baie interessant is, op hy selfe Dome of the Rock in Israel, in Jerusalem, op 2 plekke weerskante van daai moskee, staan daar geskrywe bo teen die mure in Aramees, God het geen seun nodig nie. Dit staan daar geskrywe. En daarmee probeer hulle juis verklaar dat hulle teen Jesus en teen Christendom, en baie interessant hoe hierdie goed aan mekaar sit. En hulle verwerp heeltemal die pa-seun verhouding in die godheid. Hulle glo glad nie dat daar's 'n vader en 'n seun nie, daar's net God en profete. Dit glo hulle aan, niks anderster nie. So, Islam is een van die grootste
anti-christelike bewegings oor die wêreld. En waar kry hy sy momentum? Wie sal besluit om 'n persoon te volg wat uit 'n grot uitgekom het? Ek moet dit dalk toetsie in Vredefort. Ek sê, ek was hier in 'n berg in 'n grot en daar het 'n engel aan my verskyn en hy het my hierdie goed gegee, gaan julle my volg? Niemand gaan jou volg nie, as daar nie 'n gees was wat agter dit sit nie. Jy sien, dis hoekom die gees van die anti-kris werk deur hierdie gelowe en dit bring mense in hierdie beswyming waar hulle sulke dinge volg. Islam het geen waarborg van genesing, vergifnis, van blydskap, van vrede, van al die wonderlike dinge wat die Here Jesus ons bied nie. Daar's geen logiese aantrekkingskrag soontoe nie. Inteendeel is Islam 'n baie wrede geloof. Jy weet dat ons weet dat die wraak kom God toe. Ons neem nie wraak op enige iemand nie, want God sal oordeel, God is regverdig. Sy woord leer ons ook dit. Maar in Islam is dit een van jou heilige take om wraak uit te oefen. Dis hoekom ons ISIS het, wat mense doodskiet en vermoor. Hulle doen dit want hulle dink hulle is besig om aan God al die eer te gee daardeur. Dis hoekom hulle selfmoordbommers het, wat hulle self met bomme vaststrap en op vliegtuie klim en die vliegtuig opblaas, want hy glo hy gaan beloon word met 12 maagde aan die ander kant. En is hierdie tipe goed wat hulle glo, dit is Satan se trademark, om nou 'n Engelse woord te gebruik, wat op dit alles sit. Ok, so kom ons gaan oor na die finale anti-kris. Nou gaan ons kyk na die anti-kris. Die enkele persoon wat gaan opstaan as 'n wêreldleier, die persoon wat die hele wêreld slaafs gaan navolg, wat groot dinge gaan doen, en wat die uiterste vyand is van Jesus Christus. Nou daar's 3. Sien, die duiwel is 'n naaper. As jy gaan kyk na alles wat Satan volbring het op aarde, hy het eintlik niks nuut gemaak nie, hy het niks ontwerp nie, hy het geen stelsel op die been gebring nie. Alles wat hy gedoen het tot dusver, is 'n naaping van wat hy by God gesien het. So, omdat God 'n drie-eenheid is, Vader, Seun, Heilige Gees, wil Satan ook 'n drie-eenheid hê. En hierdie drie-eenheid vind hy in homself, die draak soos Openbaring hom noem, die anti-kris en die valse profeet. Daai 3 is die onheilige drie-eenheid wat in die Bybel vir ons beskryf word. Satan self, die draak, die anti-kris en die valse profeet. Nou kom ons gaan kyk so 'n bietjie wat sê die woord. Eerstens noem hy hom die man van wetteloosheid, die seun van verderf. Nou, daar's 'n element van wetteloosheid wat besig is om nou in te sypel in die kultuur van ons mensdom in. Daar's 'n, selfs in die Christelikheid en in die kerke in sypel daar 'n kultuur van liefde. Ons is net lief vir almal, ons aanvaar alles en ons verwelkom alles en almal, en dit is 'n valse liefde. Dis 'n liefde wat jou in die doderyk wil laat beland op die verkeerde plek. Die liefde van God is dit wat jou wil vrymaak van jou sonde, jou laat wedergebore word, jou in 'n nuwe lewe laat opstaan. Dis God se liefde. Die wêreld se liefde is 'n liefde van aanvaarding en van wetteloosheid. En hierdie ding is besig, hierdie homoseksuele ouens wat so aanvaarding soek en wat oral ingedruk word en ingewerk word, is deel van hierdie wetteloosheid, gees van die anti-kris wat inwerk. En dit sypel oral in. 2 Tessalonisense 2 vers 1-3. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees. So wat hier gebeur het, wat Paulus hier skryf, is daar was selfs in die tyd van Paulus, selfs in die tyd wat hy hierdie brief geskryf het, was daar mense wat gekom het en gesê het, Jesus het al klaar gekom. En hy sê, moenie na hulle luister nie, want daar is goed wat eers in plek moet val. Hy sê, moenie verskrik word, of moenie bang word deur gees, of deur woord, of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees. So iemand het 'n brief geskryf en gemaak of dit Paulus is. Sien julle wat hy daar sê?
Asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Nou die afval is die apostasia, is die Griekse woord wat daar gebruik word. Dit beteken wetteloosheid, beginselloosheid, sondigheid, sonder enige reëls. Eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. So hy sê, die antichrist sal eers op die toneel kom, voordat Jesus kom. Interessante verloop van gebeure. In Johannes hoofstuk 17 vers 12 sê Jesus, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar, oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf. Wie was die seun van die verderf? Judas Iskariot. So, hierdie seun van die verderf word vergelyk met hom, wat teen Jesus in opstand gekom het, terwyl hy tog een van sy volgelinge was. So, dan die volgende naam wat gegee word aan die antichrist is die dier. Openbaring praat van die dier, en in Openbaring 13 vers 1 tot 4 praat hy van die dier wat uit die see opkom. En dit is die antichrist. Kyk hier wat sê hy. Ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. Nou, hierdie beelde van Johannes is vir ons dalk moeilik om in fisiese terme te verstaan. Elkeen van hierdie goed het 'n simboliese betekenis, en ons gaan ook nie nou daarop ingaan nie. Maar kyk wat sê hy, die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, sy bek soos die van 'n bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. So die antichrist funksioneer onder die krag van Satan. Satan het op hom sy krag oorgedra. Hy sy menslike element waardeur hy homself kan manifesteer. En kyk wat gebeur in vers 3. Ek het een van sy koppe gesien, net of het dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou wat hier presies gebeur, die ouens wat nou slim is en diep in die teks ingaan en ontleed, sê 10 teen 1 gaan hierdie ou op 'n verhoog staan, en hy gaan as wêreldleier tevoorskyn kom, en daar gaan dalk 'n poging wees om hom te vermoor. En dan gaan hy 'n dodelike wond opdoen, en dan gaan hierdie wond wonderbaarlik herstel. En dit gaan die hele wêreld beïndruk, dat hierdie ou, dit is iets geweldig. Dat mense nogal baie dink aan dit wat met Donald Trump gebeur het, toe hulle hom daar probeer skiet het. Maar, hierdie ou gaan 'n dodelike wond ontvang, maar hy gaan nie sterf nie. En dan sê hy, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Hoekom? Want hulle word gedryf deur die gees van die antichrist. En hulle die draak aanbid. Onthou julle toe ons gepraat het 2 woensdae terug, wat is die nommer 1 ding wat Satan soek? Aanbidding. Hy soek aanbidding, want hy wil 'n God gewees het, en God het hom daai reg ontneem, en dis wat hy tot vandag toe soek, want as hy aanbid kan word, dan voel hy's 'n God. En die dier aanbid, en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? Baie interessant, dit is wat die goed wat jy in die wêreld nuusbulletins gaan hoor. Wie is gelyk aan hierdie man? Wie kan teen hom oorlog voer? So daar gaan elke dag wees wat ons dit op die koerant voorblaaie gaan sien, terwyl hierdie dinge besig is om uit te speel. Nou dit is die aard van die dier. Wie kan teen hom oorlog voer? So hy's 'n man van oorlog. Hy's 'n man wat gesag afdwing. En vergelyk dit bietjie met Jesus. Kyk hoe sê die woord in Openbaring 5, hoe's die aard van Jesus, van die lam. En ek het gesien, en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Met 7 horings en 7 oë wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, vers 9, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. So, die groot kontras tussen die lam van God
en die anti-kris. Dis die anti-kris kom om oorlog te voer, om af te dwing, om mense te oorheers. Die lam van God kom om homself aan te bied, om vir ons die prys te betaal, om namens ons te sterf, om in ons plek te gaan. So dis 'n hele kontras tussen anti-kris en die lam. So punt 3, die anti-kris word bemagtig deur Satan. Hy word bemagtig deur Satan om alle nasies te oorheers, om aanbidding vir Satan te verkry en om oorlog te maak teen God se heiliges. So, daar gaan 'n geweldige oorlog wees. En die ouens wat aan die een kant gaan wees, is die Christene, wat Jesus Christus volg, en aan die ander kant gaan jy hê die hele res van die wêreld saam met die anti-kris. Weet, Jesus het gesê in Matteus 24, hy sê, en julle sal gehaat word deur die hele wêreld. Want jy sien, die Christene is die wat gaan sê, ons stel nie belang in die een wêreld godsdienst nie, ons stel nie belang in die een wêreld geldstelsel nie, ons stel nie belang in die een wêreld regering nie. En dan gaan ons gesien word as die rebelle, aan die moeilikheidmakers, aan die wat teen die oplossing van die wêreld staan. En dan gaan die probleme begin uitkom, en dan gaan hy oorlog voer teen die heiliges. En dan sê in Openbaring 13 vers 11, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien uitkom, hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak. Nou kyk nou mooi, hierdie ander dier wat uit die aarde opkom, is die valse profeet. Nou die valse profeet gaan 'n godsdienstige leier wees, wat gaan opstaan en die leierskap van die anti-kris ondersteun. En dit gebeur baie. Toe Stalin in beheer was in Rusland, het die hoof van die Russiese ortodokse kerk het opgestaan en hy het Stalin gepromoveer onder sy hele geloofsgemeenskap. En kommunisme daarmee saam. So gaan hierdie godsdienstige leier, nou wie dit ook al gaan wees, weet ons nie, maar hierdie ou gaan opstaan, hy gaan sê, kom ons smelt al die godsdienste saam, en kom ons verenig agter hierdie leier, en hy gaan gepromoveer word. Maar kyk mooi hoe beskryf die woord om, hy sê, hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam. Met ander woorde, hy het 'n uiterlike voorkom, soos wat Jesus het, die lam van God. So met ander woorde, hy kom uit die Christelike geloof uit, maar die woord sê, wanneer hy praat, het hy gepraat soos 'n draak. En wie is die draak? Satan. Met ander woorde, hy gaan nie praat soos Jesus nie. Hy gaan daai voorkoms hê. Wat sê die Bybel? In die laaste dae sal mense 'n skyn van godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloon. So, daar gaan 'n skyn wees rondom hom wat sê, hy is 'n Christen, hy is 'n godsdienstige man, hy is wat ook al jy hom wil noem, maar sy stem gaan anders wees. Dan die laaste punt, die afvalligheid in die kerk sal die weg oopmaak vir die anti-kris. So, die eerste primêre teken wat vir ons gaan sê die anti-kris is op pad, is ons gaan afval sien in die kerk. 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde dan geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou kan ons onsself die vraag afvra, wat sien ons? Kom ons kyk hier na ons kerkie, kom ons kyk na die kerk wêreldwyd. Hoe lyk dit? Hoeveel mense gaan Sondag kerk toe? Wat is die persentasie? Hoe dit gelyk 50 jaar terug? Sien 'n mens die afval? Ek dink vir ons almal is dit baie duidelik. Kerke is leeg. Mense het 'n belangstelling verloor, daar's baie ander dinge wat hulle mee besig is. En so ek dink ons is regtig in die laaste ure van die tyd voordat hierdie anti-kris op die wêreldtoneel gaan verskyn. Dalk is hy al daar, ons het hom dalk al gesien, ons weet nog net nie, dis nou hy nie. Maar ons het in hierdie tye nodig om ons anker en ons hoop en ons vesting vas te maak op Jesus Christus, op niemand anders nie.
Nie op kerkleiers nie, nie op politieke figure nie, op niks anders nie, as die ware seun van God, die ware Messias. Amen. Kom ons gaan net so sit, dan bid ons saam. Hemelvader, ons dankie vanaand, Vader, vir die woord wat vir ons al hierdie dinge leer, Here. Vader, en terwyl ons oor hierdie dinge gesels, dan besef ons net dat daar so min tyd, Here. Daar's 'n wêreld daar buite wat maar net elke dag aangaan asof daar nooit iets sal verander nie. Maar ons weet, Here, dat die woord sê vir ons, daar's 'n dag wat gaan aanbreek, wat hierdie hele wêreld op sy kop gaan staan, wat alles gaan omvergewerk word, wat dinge nie sal uitspeel soos wat ons dink nie, en dit chaos gaan raak. Here, en dan weet ons sien hierdie persone wat op die voorgrond gaan kom, Here. En in hierdie toestande van hopeloosheid en verskrikking wil mense gryp na 'n oplossing. Here, maar hulle die een oplossing verwerp wat God die Vader lankal gestuur het. En dis Jesus Christus, die lig van hierdie wêreld, die hoop van hierdie wêreld. Here en Vader, daarom dank ons U vanaand dat ons U ken, Here. Ons dank U, Here Jesus, dat U ons U eie gemaak het, Here, en dat ons saam met U 'n pad kan stap, Here. En dan wil ons vanaand ook bid, Here, gee ons die onderskeiding en die mag om hierdie persone te identifiseer wanneer hulle op die wêreldtoneel kom, Here. Vader, om ons kinders reg op te voed, Here. Dalk gaan dit nog 'n geslag of 2 aan. Ons weet nie. Dalk is ons nie meer hier wanneer dit gebeur, wat hierdie uiteindelike dinge gebeur nie, Here. Maar laat ons ten minste ons nasaate sal voorberei en die gemeenskap van die gelowiges sal voorberei, sodat elkeen sal weet, Here, wat vir ons voorlê en hoe die einde van hierdie wêreld sal lyk. Maar Vader, ons dank U, Here, vir die Heilige Gees, ons dank U vir die woord, ons dank U vir die openbaring, en ons dank U vir die krag van God in ons lewens. Lei en leer ons in die volle waarheid, en mag ons nooit verwonderd agter enigiets aanloop, behalwe Jesus Christus nie. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.